Goeiedag, ons is in 'n reeks Pasga of Pesach reeks en hierdie is gedeelte nommer 6 en vanoggend praat ons bietjie oor die laaste 48 uur van Yeshua op aarde en hy het hierdie shocker nuus gegee en vandag praat ons bietjie verder oor hierdie albaste fles wat gebreek het. Ons het gesien in Shimon die melaatse se huis kry jy twee persone. Die vrou wat haar alles gee en 'n disipel wat verontwaardig is. Met ander woorde vrou wat doen soos wat Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die asem van Abba Vader haar lei, en 'n disipel dalk met ander planne. So jy het hierdie natuurlike, hierdie laerklas vrou wat haar kosbaarste besitting, dalk 'n erfenis gebruik het om God se seun Yeshua te salf. En Markus 14 vers 3 sê, dis egte baie kosbare nardesalf. Hoe sy aan so 'n duur geparfumeerde salfolie gekom het, word ons nie van vertel nie, maar dit is nie relevant tot hierdie storie nie. So dit blyk dat Yeshua saam met die familie geëet het. Toe hierdie vrou heel onverwags hierdie duur salfolie, in Grieks is dit die woordjie myron, sy bring hierdie duur salfolie tevoorskyn. Sy stap agter Yeshua aan, sy breek die albaste fles en die salfolie gooi sy uit op Yeshua se hoof. Hoor wat sê Psalm 133 vers 1-3. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron. Wie was Aaron? Die hoëpriester, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, die berg Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied Yahweh die Seun, die lewe tot in ewigheid. Nou hierdie duur salfolie is nie iets wat 'n vrou op haarself sou gooi nie. Sy het dit versigtig gehou en gebere, sodat dit so lank as moontlik sou kon hou. Maar hoor gou, vir haar was Yeshua op een of ander manier meer werd op daardie oomblik in haar lewe as meer kosbare, as enige kosbare besitting. Sy het 'n totale surrender hier. Hy was meer werd, hy is die koning van alle konings. Hy was meer werd as haar mees kosbare besitting en gee dit alles aan hom om dit letterlik oor sy kop uit te gooi terwyl hy eet. En die vraag is, hoekom doen sy dit? Nou dit is 'n algemene gedagte dat sy Yeshua vir sy dood gesalf het. Dit sien ons in Yeshua antwoordings, net soos hy vir sy bediening as hoëpriester gesalf is, en daarna gaan ons later kyk, dat dit wat sy gedoen het, het alles 'n aksie van hoe 'n hoëpriester moes gesalf word. Maar nog iets om oor te ponder, is dit nie dalk hier moontlik dat sy hom as koning ook gesalf het nie? Yeshua sê wel vir sy disippels in Markus 14 vers 8, sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Nou kom ons dink gou prakties daaroor. Kom ons sê ons sit in 'n sitkamer en hier kom sit 'n persoon, iemand vir wie ons baie lief is, iemand wat ons die Vader hart leer, en hierdie persoon sê gaan binnekort salf, en 'n vrou binnekort sterf weens 'n wredemoord, en 'n vrou kom in die sitkamer en sy kom breek hierdie olie oor jou kop uit en sy begin jou voor te berei vir die begrafnis. Want dit wat sy gedoen het was voorbereiding en 'n simboliese handeling van 'n tradisionele Joodse begrafnis. Maar ek wil voorstel, Ruach HaKodesh, Heilige Gees het haar op daardie oomblik gelei. Ek dink as iemand haar die volgende oggend sou vra, hoorie, hoekom het jy gisteraand jou kosbaarste besitting op Yeshua se kop uitgegooi terwyl hy eet? Ek dink sy sou net eenvoudig geantwoord het, ek weet nie, dis net iets wat ek geweet het, ek is veronderstel om te doen. Tabernakelskind van Abba, dit is hoe dit gaan, as ons toelaat dat Abba Vader ons gebruik, as ons toelaat dat Vader se Ruach ons gebruik om sy wil deur ons te doen. Dis hier waar Ruach jou lei. Jy gehoorsaam reageer, sonder dat jy 'n benul het van wat aangaan. Dis 'n vorentoe beweeg, 'n risiko word geneem, maar alles in geloof. Wat die res van die ander mense in Simeon se huis betref,
hulle kon nie begryp hoekom iemand so 'n ding sou doen nie. So van Yeshua se disippels se onmiddellike reaksie was die van ongeloof. Dit het hulle nie beïndruk nie. Ek dink dit het van hulle woedend gemaak. Ek meen, hoe kan iemand so iets waardevol mors? En hoor wat sê Matteus 26 vers 8. En toe Yeshua se disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Hoor wat sê Markus in Markus 14 vers 5. Want hierdie salfolie kon nie vir meer as 300 pennings verkoop word en die geld kon aan die armes gegee geword het. So hierdie salfolie kon vir 300 pennings verkoop word. 300 pennings was die gemiddelde loon vir 300 dae se arbeid. Byna wat 'n gemiddelde 'n werker in 1 jaar sou verdien het. So dit was 'n jaar se salaris. So die woord sê die disippels het teen haar uitgevaar en gesê, jy kon hierdie salfolie verkoop het en die geld aan die armes gegee het. Maar Yeshua, die waarheid, het presies geweet hoekom sy dit gedoen het. Matteus 26 vers 10 tot 12 sê, maar toe Yeshua dit merk, sê hy vir hulle, waarom sal julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, maar ek het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. So hierdie asemrowende simboliese daad is gedoen sonder dat sy regtig besef of enige iemand verstaan het hoekom sy dit gedoen het, en daar is regtig glad nie 'n rede om te dink dat hulle moes verstaan het nie. Nee, nie die vrou, nie Simeon of die disippels kon voorsien het wat in die volgende paar dae gaan gebeur, volgende paar ure gaan gebeur nie, aangesien Yeshua binnekort sy lewe sou prysgee vir die sondige mensdom. En ek kan my net indink hoe die disippels reageer het toe Yeshua vir sy disippels sê, om nie so ontstel daaroor te wees nie, want die armes gaan in elk geval altyd daar wees, my nie. Yeshua, hulle leermeester, gaan net nog 'n paar uur met hulle wees om gedien te word. Trouwens, Yeshua sê dat in plaas daarvan dat haar vreemde daad iets word wat in latere tye onbekend sal raak, sê Yeshua, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat hierdie vrou gedoen het, tot 'n gedagtenis van haar. Wow. Met ander woorde, sy gee iets prys, sy gee haar beste vir Yeshua, en dit sal vir ewig onthou word. Maar hoor gou wat gebeur direk daarna. In Matteus 26 vers 14 tot 16 staan, die loon van die verraad. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee, en ek sal hom aan u oorlewer. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg, en van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om Yeshua oor te lewer. So die vraag is, hoe lank nadat Yeshua met hierdie duur salfolie gesalf is, het Judas Iskariot hierdie komplot beplan teenoor Yeshua, om Yeshua te oor te lewer? Niemand van ons weet nie, maar ongetwyfeld was dit egter nie meer as 'n paar ure daarna nie. So kan ek vra, kon dit nie dalk hierdie daad, die daad van die vrou wees, wat die duur salfolie oor Yeshua se kop uitgegiet het, wat op een of ander manier die aansporing was, of wat Judas gedryf het om Yeshua oor te lewer? Jy sien die manier waarop Matteus hierdie twee gebeurtenisse in onmiddellike nabyheid in sy evangelie plaas, gee mens mos die indruk dat dit presies is wat bedoel is vir ons om te verstaan, dat die een die oorsaak vir die ander een is. Die apostel Johannes in sy eie evangelieverslag oor Yeshua se lewe openbaar 'n bietjie meer vir ons. En Johannes sê Johannes in hoofstuk 6 vers 71 oor wie hierdie man Judas presies was. Johannes verduidelik vir ons wie hierdie Judas presies was. Johannes sê in Johannes 6 vers 71, en hy het bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou kom verraai, hy wat een van die 12 was. So hierdie man se volle naam was
Judas Iskariot, die seun van Simon. Die Christendom ken hom meer as tradisioneel as Judas Iskariot. Iskariot, 'n vertaling van die Latynse Sicarius. Sicarius wat beteken sluipmoordenaar. Jy sien, Judas het gedink dat Yeshua die Messias was in die tipiese Joodse sin. Hoe is dit? Kom ek verduidelik. Wel, die Jode het geglo, en glo vandag nog, die Messias sou kom om te regeer. En hy doen, Yeshua hy kom om te regeer, maar met sy tweede koms. Met sy eerste koms het hy gekom vir my en jou verlossing. Judas het geglo, Yeshua het gekom as 'n militêre bevelvoerder, wat die Jode sou lei om te regeer, om die Romeine en almal oor te heers. 'n Herowering van die beloofde land, van die land Kanaan, die Israel, en dan sou Yeshua mos op die troon sit, en hy sou deel wees van hierdie koninkryk. Maar Yeshua se openlike profesie is dat hy binne 'n paar ure deur 'n kruisiging sou sterf, en dat hierdie vrou hom kom salf as 'n simbool van 'n begrafnisprosedure. En is dit nie wat Judas ontnigter het tot die punt om Yeshua te gaan oorlewer nie? Ek meen, Judas het gesien die manier waarop Yeshua die menigste na hom toe kon trek. Ek meen, hy het gesien wat Yeshua doen. Judas het gesien Yeshua se triomfanklike intog in Jerusalem in die wyse van 'n koning, hoe hulle palmtakke neergooi en skree. Hosanna, Hosanna. Yeshua se optrede in die tempelgronde toe hy tafels omgooi. Die manier hoe Yeshua die lafhartige en die bedrieglike godsdienstowerhede aangevat het, die Fariseërs. Ek meen, dit het alles bygedra vir Judas om te glo dat Yeshua die Messias was wat sou kom om te regeer. Maar ek dink nie wat hy by Simeon se huis gehoor het, kon Judas, ek dink na hy dit gehoor het, kon hy nie wag vir die regte geleentheid om die godsdienstige leierskap te nader en om hulle te help doen wat hulle so graag sou wou doen. Judas se toekoms was in gedrang. Hy sou nie deel wees van hierdie aardse koninkryk op aarde wat regeer oor die Romeine nie, want die koning wat hy gedink het gaan nou kom om te regeer, hy gaan nou sterf. En wat van hom? Waar lê sy toekoms? Want alles word nou ewe skielik vir hom weggeruk, en die beste ding wat jy nou kan doen is om pad te gee en om te verraai. En Judas soek toe so gou as wat hy kon die owerpriesters op en maak 'n windskoop. Hy moet daarom iets kry. Judas is betaal en het toe gegaan om te beplan hoe om Yeshua op die beste manier aan hulle oor te gee. En dalk kan ons net gou hier vra, maar hoekom het die owerpriesters Judas enigsins nodig gehad om Yeshua te vang? Ek meen, hulle het tog geweet wie Yeshua was en dat hy nie 'n geweldige man was nie. Dalk was die probleem dat hulle nie geweet het waar Yeshua was nie, want onthou dit was Pasga of Pesach in Jerusalem en in Jerusalem en in die onliggende dorpies was in oorval met 'n menigte mense van oral af. En wie sou beter weet waar Yeshua is as een van sy mees vertroubare disippels, die een wat sy geldsak dra. Onthou net weer, hierdie einste disippels, Judas Iskariot, was een van Yeshua se 12 disippels. En hy het geantwoord, ja, toe Yeshua vir hom vra, volg my. Toe Yeshua vir hom vra, volg my, was dit van los alles, los die visnette, los waarmee jy besig is, los, volg Yeshua, vertrou hom. Judas het geantwoord ja, en het 3 jaar saam met Yeshua gestap. Judas het opgestaan en Yeshua gevolg, en het 'n spesiale plek in Yeshua se disippelspan van 12 gehad. So kom ons vra eers, hoekom het Yeshua wat die begin en die einde is, wat alles weet, hoekom het Yeshua Judas gevra om deel te wees van sy disippels? Jy sien, Judas Iskariot het saam met Yeshua geloop vir 3 jaar. Hy het die evangelie saam met Yeshua verkondig. En Judas het ook wonders gedoen en hy het ook vir siekes gebid op 'n stadium, want Yeshua het die disippels uitgestuur. Judas het al Yeshua se wonderwerke self gesien en Judas het gehoor toe Yeshua vir sy disippels in Matteus 16 vers 13 vra, wie sê die mense dat ek is, die seun van die mens is?
En die disippels, Judas ingesluit, antwoord, sommige sê Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En Yeshua sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, jy is die Christus, die seun van die lewende God. Judas was daar. Judas het dit gehoor. Ja, Judas het gehoor. Yeshua antwoord vir Petrus verder, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. So Judas het baie goed geweet, Yeshua is die Messias, die seun van God. So hoekom het Judas Yeshua oorgelewer? Judas was 'n goeie besigheidsman en was ongelooflik skerp geweest en daarom het Judas die finansies behartig van Yeshua se bediening. Maar hierdie geldsak wat hy gedra het van Yeshua, wat Judas gedra het 'n probleem geraak, want die geldsak, die versoeking was te groot vir Judas. Geld het ewe skielik net 'n te groot rol in sy lewe geword. Die eie ek en wat my toekoms behels, vergeet die ministry, dit wat ek gedoen het vir die ministry, hoe ek betrokke was in die ministry, vergeet dit, it's now about me. Hoekom sê ek so? Want hoor onthou, Johannes sê vir ons, want hoor, Johannes sê vir ons in Johannes 12 vers 5, dis Judas wat so synig was. Hoor gehou, toe duur salf oor die gebruik was om Yeshua te salf. Dis Johannes se vertel vir ons meer detail oor hierdie albastervleis wat gebreek is. Judas het dit nie gesê omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die geldsak of beurs van Yeshua gedra het. Judas was so bietjie synig met Yeshua se bedieningsgeld. En die vraag is, was Judas nie by toe die jong ryk man vir Yeshua, Matteus 19 vers 16 vra, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê nie? En Yeshua vir hom sê, en Yeshua vat eintlik die 10 gebooie en hy som dit op in 2 kategorieë. En Yeshua later vir die jong ryk man sê in vers 21, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom hier en volg my. Ek meen, is dit nie iets is dit nie presies wat hierdie vrou met die albastervleis verstaan het nie? Hy het haar alles gegee. Dan het Yeshua nie ook vir Judas en die ander disippels in Matteus 6 vers 24 gesê, niemand kan 2 here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Maar voor ek en jy vir Judas te veel hieroor oordeel, kom ons vra eers vandag vir mekaar, hoe dikwels is ons nie ook synig met Abba Vader se geld nie, dit wat aan hom behoort nie? Of wil ons nie soos Judas soms vir Abba Vader vertel wat ons wil hê en gaan doen met wat eintlik aan hom behoort, sy 10de van alles nie? Het ons nie maar ook dieselfde probleem met die versoeking van geld soos Judas nie? Of beheer issues met dit wat eintlik aan Abba Vader behoort nie? Dan sit ons ook met hierdie inhaligheid om nie vir 'n ander plekkie met 'n bietjie seën te gun nie, en dit nogal met die geld wat eintlik alles in elk geval aan Abba Vader behoort nie. Die vraag is, volg ek en jy nie ook maar vir Yeshua met 'n Judas hart nie? Die ding is, Yeshua is die Alfa en die Omega. Hy weet lank voor die tyd. Hy weet lank voor die tyd wat is die kondisie van jou hart. Jy sien, Judas was bereid om vir 30 silwer muntstukke Yeshua te verraai, en natuurlik was dit nie Judas wat die 30 silwerstukke op Yeshua se kop geplaas het nie, maar die owerpriesters, die kerk, het op hierdie bedrag besluit, en dit was nie sommer net per toeval nie. Nee, hierdie owerpriesters het die Torah, die eerste 5 boeke in die Bybel baie goed geken. Hulle het geweet dat volgens Eksodus 21 vers 32, dat 30 sikkel silwer die bedrag is wat 'n slaaf, wat deur 'n bees doodgemaak is, werd was. En dan hoor wat sê Sagaria, profesie, sê Sagaria 11 vers 12 tot 13, daarom sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. En hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die potterbakker gegooi. Met ander woorde, hierdie 30 sikkel silwer is die bedrag
wat die volk gedink het Abba Vader self as herder vir hulle werd was? Is dit dalk waarom 30 silwerstukke vir die owerpriesters 'n gepaste prys vir Yeshua was? Ons moet onthou, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Yeshua op 'n slinkse manier gevange te neem en hom dood te maak. Maar Lukas sê in Lukas 22 vers 3 tot 6, en die Satan het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraad geslag toe hy hom aan hulle oorlewer. Hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee, en hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. Met ander woorde, toe Satan, toe die vyand Judas ingevaar het, onderhandel hy daarna met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag om Yeshua te verraai. Nou ons kan maklik die vraag vir Judas vra, Judas, het jy regtig gedink dat hierdie tydelike plesiertjie, hierdie 30 sikkel silwer, die moeite werd gaan wees? Judas, het jy ooit gewonder, wat gaan dit aan jou verhouding met Papa God doen? Hoe lank sou hierdie handjie vol geld jou hou en jou gelukkig hou? Jou koning verruil vir geld? En dan het jy nog iets te sê oor die vrou wat alles gee vir haar koning. Die vraag is, wie is ek en jy om te praat of om te oordeel? Hoe hardloop ons nie maar ook agter Mammon aan nie? Hoe dikwels verruil ek en jy nie ons geestelike lewe of die passie wat ons gehad het op 'n stadium vir die lewe of vir die bediening van Yeshua ook vir aardse kortstondige genietinge in die eie ek nie? Of volg ek en jy nie ook maar vir Yeshua met 'n Judas hart nie? Dan in Matteus 26 vers 25 sien ons hoe dat Yeshua die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Judas se planne blaatant oopvlek. En daarna gaan ons verder kyk in die week, soos wat ons nader na die laaste maal toe beweeg. Want op die laaste maal het Yeshua toe vir Judas 'n paar woorde, want Yeshua weet alles. Judas het gedink Yeshua weet nie tot daar by die tafel. Kan jy dink hoe was Judas se gesig toe Yeshua vir hom vra, die een wat my gaan vra, hy gaan sy hand in dieselfde bak steek? Maar meer daaroor gaan ons praat. Die vraag is, wie is ek en jy oor hierdie Pasga? Is jy die vrou wat jou alles sal gee? Is jy die persoon wat jou alles sal gee, wat die albastervleis sal breek en sê, Yeshua, hier is my dierste, hier is my alles? Of is jy die Judas met die Judas hart wat net in is om te kyk wat ek hier uit gaan kry? Om net te kyk uit die eie ek en te leef vir wat ek nou uit enige situasie uit kan kry. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Abba Vader, ek kom gee myself as lewende offer. Ja Vader, ek het soms net soos Judas reageer ons in wêreldse omstandighede en ek wil vandag my albastervleis kom breek vir u. Ek wil myself gee as lewende offer vir u. Vergewe my sondes, vergewe my Vader, vergewe my daar waar ek mense seermaak, daar waar ek dinge doen wat nie in lyn is met u woord nie. Vergewe my, was my met die waterbad van die woord en kom leef met my. Meer en meer van u, Papa God. Dankie, Yeshua, vir die prys wat u kom betaal. Ek kan nie dink hoe moes dit vir daai vrou wees om daardie albastervleis te breek, oor die kop uit te giet. En dan sê die woord, sê Johannes verder ook, hierdie vrou het ook u voete gesalf. En ek wil kom vra, Vader, hoe 'n groot voorreg om langs Yeshua te kan staan. En daarom wil ons vandag kom, ons koning, ons meester, ons leermeester. Dankie. Ons seën U, ons loof U en ons prys. Ons wil U aanbid in waarheid en in gees. Dankie vir U woord. Ek loof en ek prys U. Ek bid dit alles in Yeshua, Messias se naam, die seun van Jodhai Wawai. Amen. Shalom.